Goeiemôre en welkom terug. Vanoggend gaan ons praat oor, ek het nogal gesoek wat is die Afrikaanse woord, is mentalisering. Ons sal nou praat oor presies wat dit is, maar mentalisering vorm deel van ons gesprek oor gesonde gehegtheid. En dit is belangrik om te verstaan wat dit beteken. So mentalisering, of kom ons sê in Engels mentalization, beteken my vaardigheid of my ability, of sê dit maar in Engels, my ability om myself te kan verstaan in terme van hoe voel ek nou, wat dink ek nou, wat gaan hier binne in my aan en kan ek iemand anders se emosionele toestand kan ek verstaan. Met ander woorde, as ek myself in hierdie persoon se skoene sit, kan ek verstaan min of meer hoe hulle op hierdie stadium kan voel. Nee? So kan ek myself verstaan en kan ek iemand anders ook verstaan. Dit is baie belangrik, want as ons dink aan ons kinders, kan ek myself in my kind se skoene sit en dink, hoe voel dit nou vir my kind? En met klein kindertjies is dit tog ook moeilik, nee? Want hoe voel 'n 4-jarige nou? Maar ons kan dit doen en ons doen dit baie. As ons dink, sjoe, hy's nou by die skool en jy weet, hy's nou, ek is nie by hom nie en hy wonder dalk nou waar ek is en hy mis sy mamma en ek hoop hy's okay en daai is alles, ek sit myself in iemand anders se skoene, nee? En dis 'n baie belangrike vaardigheid, want as ons dit kan kommunikeer aan die ander persoon en sê, mamma het nogal gedink vandag, partykeer moet dit seker maar vir jou moeilik ook wees om skool toe te gaan, nee? Dis ook nie altyd lekker om skool toe te gaan nie, want ons is weg van mamma af, ek mis vir jou, jy mis vir my, maar daar's ook sulke lekker goeders om te doen by die skool, so onmiddellik voel die kind, mamma verstaan my, mamma kan haarself in my skoene sit, en dan dink, hoe voel iets vir my? Onmiddellik maak jy met daai persoon 'n koneksie. En as ons teruggaan na wat ons verlede week gesê het is, ons behoeftes is eintlik baie dieselfde as ons kinders se behoeftes, ons eintlik geen verskil nie. So, ons hou ook al van as iemand alles self in ons skoene kan sit en vir ons kan sê, dit moes vir jou aklig gewees het om dit te ervaar, of, ek kan net, ek dink hoe gefrustreerd jy was met daai situasie. Onmiddellik voel ons dat daai persoon verstaan ons. So die konsep van mentalisering of mentalization is baie belangrik vir gehegtheid. Sien julle volgende week.